Goed, kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en vir U genade, vir die voorreg wat ons het om weer vanmôre hier in U huis bymekaar te kan kom. Here, ons dankie dat ons onsself kinders van U kan noem en dat ons kan weet U is die groot en almagtige God, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ook vanmôre wil ons vra dat U vir ons sal seën, dat U genade aan ons sal skenk en ook U barmhartigheid en dat U ons deur die Heilige Gees ook sal lei en sal sterk, dat ons sal hoor en sal luister en ook dit wat ons hier hoor in ons harte sal aanneem, sodat ons dit ook in ons lewens kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons ook, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, net om weer die agtergrond te gee. Ons is besig met hierdie reeks wat die vraag vra, wat beteken dit om 'n Christen te wees? En ons is besig om te werk met die Heidelbergse Katekismes. Nou, ek wil vanmôre weer met die Heidelbergse Katekismes begin, om ons vraag verder te antwoord. Ons hoor hom nou elke Sondag, maar vraag 32 van Sondag 12 vra, maar waarom word jy 'n Christen genoem? En die antwoord is, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel het aan sy salwing, sodat ek sy naam bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. Nou, ek wil vanmôre hê dat ons moet fokus op die volgende gedeelte. Ons het nou in die vorige 2 Sondae het ons gefokus op die gedeelte wat vir ons gewys het dat ons profete moet wees. Vanmôre fokus ons op die gedeelte wat vir ons wys dat ons priesters van God moet wees. Ons binne die ampt van gelowige wat ook die ampt van priester beklee. So in hierdie volgende gedeelte lees ons sodat ons kan hom eintlik maar so sê, myself is wat hier staan, as 'n lewende dankoffer aan hom toewy. Myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy. Nou ek wil hê ons moet gaan lees in Romeine 12. Ek gaan vir ons net die eerste 8 verse lees, maar ons gaan terugkom na hulle toe, maar ons gaan die eerste 21 verse gaan ons behandel. Ons gaan hulle almal uiteindelik lees, maar ek wil net eers vir ons die eerste 8 verse lees. Nou, die opskrif wat ons kry bo vers 1 sê dan ook vir ons toewyding aan God, getrouheid in die gebruik van sy gawes. Toewyding aan God en getrouheid in die gebruik van sy gawes. So ons lees hier van vers 1 af. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is.
Dit is profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ek wil vir ons net eers vir nou tot daar lees. As teksvers wil ek vir ons uitlig die heel eerste vers, Romeine 12 vers 1. Ons lees hier in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Ek vermaan julle dan by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, ons kan in 'n sekere sin weer die vraag vra, soos wat ons van die gedeelte wat ons uit die katekismes uit behandel het, in die vorige Sondag ook gevra het, hoe lyk dit vanmôre dan die vraag, as ons soos priesters lewe? En as ek dit in een woord kan opsom, dan kan ons weer sê, dis disippelskap. Ons moet vir Christus navolg, ons moet leef soos Christus geleef het, ons moet die voorbeeld wat hy vir ons gegee het, moet ons uiteindelik volg. Maar ek wil iets meer sê oor hierdie ampt van priesterskap wat ons beklee. Eerstens moet ons verstaan ook van waar af kom hierdie ampt. Nou, ons weet natuurlik, en ek sal nou meer daaroor sê, dat Christus is ons hoëpriester, en daarom, soos ek sê, is dit eintlik maar net weer disippelskap. Ons moet volg en ons moet navolg wat hy gedoen het, as ons ook priesters van hom wil wees. Nou, ons het gesien, en ons sal nou verder daarna kyk ook, wat dit beteken om 'n priester te wees. Maar soos ek sê, ek wil hê ons moet eers kyk van waar af kom dit. Nou, eerstens kan ons in 'n sekere sin nie anders nie, as om te begin, eintlik dan maar in die Nuwe Testament, maar in 'n sekere sin wil ek sê dit, ons lees verse uit die Nuwe Testament uit, maar ons begin alreeds voor die Bybel, voor die grondlegging van die aarde. Daardie bekende verse wat ek baie gebruik, in Efesiërs 1 vers 4 tot 6, lees ons, en dit gaan oor, ons is in Jesus Christus, en dan sê Paulus hier van vers 4 af, soos hy, dit is nou Jesus Christus, ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So hier's 'n paar dinge wat ek hier wil uitlig. As ons onsself sien as priesters wat vir Jesus moet navolg, dan moet ons onthou, God het sy seun, of God drie-enig, hierdie tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, God die seun in tyd ingestuur in die wêreld in, om vir ons sondes te kom sterf. Toe hy homself, hy is die hoëpriester, toe hy homself as die sondelose offerlam vir ons geoffer het, vrywillig aan die kruis. Toe uiteindelik het hy dit vir ons moontlik gemaak om ook priesters te kan wees. Ons moet onthou, Oud-testamenties, en ons sal nou daarna kyk, Oud-testamenties was die gebruik gewees dat die priesters moes eenmal 'n week of eenmal 'n maand of op sekere feesdae, partykeer was dit eenmal 'n jaar wat die hoëpriester in die allerheiligste vertrek kon ingaan. En dan moes hulle diere geoffer het vir die sondes van die volk. En daai diere wat geoffer is, geoffer het net vir 'n kort tyd, uiteindelik wil ek amper sê, gegeld. En dan daarna moes hulle voortdurend, in Hebreërs leer vir ons, as ons in die Hebreërsbrief gaan kyk, dan word dit vir ons in diepte bespreek. Gedurig moes hulle geoffer het, sodat die volk se sondes vir 'n tydperk vergewe kan word. Dit gaan nie daaroor dat hulle sondes vir 'n tydperk vergewe kan word nie, maar dit gaan in 'n sekere sin daaroor dat God vir 'n tydperk weer tevrede kan wees. En ek wil amper ook sê, ook nie 100% tevrede nie, want mense en menslike offers en diere
is nie goed genoeg nie. Maar dan stuur God vir Jesus in tyd in, om eenmaal, die Hebreërsbrief praat ook daarvan, die volmaakte eenmalige offer te kom offer, en dit is homself. So hy is nie net die priester wat homself, hy is nie net die priester wat die offer bring nie, maar hy is ook die offer wat homself vir ons kom offer. Nou, ek wil hier net so kantaantekening maak, wil ek amper sê, ek het al baie gehoor dat mense het hierdie argument waar hulle sê, maar God die Vader moet baie wreed wees om sy eie seun te laat doodgaan aan die kruis. En ons as Christene sê natuurlik, dit wys jy so groot God se liefde vir ons is, want hy was bereid om sy seun vir ons te gee. Maar daardie argument van God moet baie wreed wees om sy seun te gee, hou nie rekening met die feit dat Jesus het homself ook kom gee. Hy wat mens was bereid om homself te offer. Hy het van die begin af geweet en hy het vir sy disippels vooruit gesê. En alles in die geskiedenis en alles hoe hy dit laat in mekaar val, wil ek amper sê, en hoe die dinge gebeur, lei uiteindelik daartoe. Dit is nie net God die Vader nie, maar is ook Jesus Christus self wat homself vir ons offer. Hy is bereid om homself vir ons te offer. En uiteindelik is dit wat ons moet verstaan, sy offer daar aan die kruis maak dit vir ons moontlik. Deur sy offer was hy ons met sy bloed skoon, heilig hy ons, en ek wil amper sê, kan daar die wit kleed van heiligheid om ons skouers gehang word, en as gevolg daarvan is ons priesters, wat nou ook in die allerheiligste kan ingaan. Is dit vir ons moontlik om priesters te wees? So ons moet besef, wat is die groot waarheid daar agter? As Jesus nie vir ons gesterf het, en ek wil verder gaan en sê, as God nie Jesus se offer aanvaar het, God drie eenig Jesus se offer aanvaar het nie, as dit nie 'n perfekte offer was nie, sou ons nie in die kerkgebou kon inkom nie. Want dit is in 'n sekere sin wat dit was. Oud-testamenties, net die hoëpriester kon eenmal 'n jaar in die allerheiligste vertrek, daar waar God se teenwoordigheid by die ark was, ingaan, en hy moes selfs 'n tou om sy lyf vasmaak, want as hy iets verkeerd gedoen het, kon hy dood neerval, en dan moes hulle hom met die tou uittrek. Niemand anders kon daar ingaan nie. Maar deur Jesus wat vir ons gesterf het, maak dit vir ons moontlik om in die heiligdom, in die kerk in te kom. En nou kan ons in tweegesprek wees met God tydens die erediens. Dit is 'n groot voorreg wat ons het. Maar dit beteken ook, hy maak ons in staat, hy stel ons in staat om onsself ook vir hom te kan offer. En dieselfde geld vir gebed. Omdat Jesus homself vir ons geoffer het, en by sy offer daardie voorhangsel van die tempel, daardie gordyn wat die allerheiligste geskei het van die res van die tempel, omdat daardie gordyn van bo af, met ander woorde, dis nie deur mense gedoen nie, met die aardbewing toe Jesus gekruisig is, van bo af het daardie gordyn, en as mens werklik gaan kyk na daardie voorhangsel, ek het nou onlangs weer 'n beskrywing daarvan gesien, dit was 'n dik gordyn geweest wat met dierevel uiteindelik gemaak was. Eintlik wil ek amper sê 'n dik leer gordyn geweest. Hy het van bo af middel deurgeskeer om uiteindelik simbolies te wys dat die skeiding wat daar tussen God en mens is, dit is nie meer daar nie. Nou kan ons ingaan, so ook wat gebed aanbetref, omdat Jesus uiteindelik vir ons kom sterf het, daarom is dit vir ons moontlik om nou direk tot God die Vader te bid, en ons kan weet, dis in die krag van die Heilige Gees, en dis as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het, hy tree vir ons in. En juis omdat ons in die heiligdom kan ingaan, in die kerk kan ingaan, en omdat ons uiteindelik direk tot God kan bid, alleenlik daarom is dit vir ons moontlik om priesters te wees. So dit is wat ons eerstens moet verstaan. Die priester kan nie anders nie as om te offer nie, en hy moet offer in die huis van God. Die priester kan nie anders nie as hy moet bid ook vir die vergewing van die volk se sondes en ook van sy eie. En sonder dit kan hy nie 'n priester wees nie. En dis Jesus wat dit vir ons moontlik maak om priesters te kan wees. So as ons terugkom vir 'n oomblik hier na Efesiërs 1 toe, veral vers 4 wat ek vir ons gelees het, dan het ons gesien, soos hy, dit is nou Christus, ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. So eerstens heilig. Wat beteken dit om heilig te wees? Dit beteken dat ons bereid is om onsself anders te maak as die wêreld, af te sonder van die wêreld. En dis hoekom hy ook
Paulus ook skryf hier in ons teksvers. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders in Romeine 12 vers 1 by die ontferming van God. Met ander woorde, hy het sy seun gestuur uit om oor julle ontferm, of verdien julle dit, dis genade. Maar wat sê ek vermaan julle dat julle jou liggame stel as 'n lewende, en hier hoor ons dit weer, heilige en aan God welgevallige offer. So om 'n priester te wees, moet ons anderster wees as die wêreld. En dit is wat die tweede vers ook hier vir ons sê, vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So om heilig te wees beteken ons is afgesonder, ons is anders as die wêreld. Ek hou baie van hoe die nuwe vertaling, die 2020 vertaling, hierdie Romeine 12 vers 2 vir ons ook vertaal. Hy sê, en moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, so met ander woorde, ons moet anders wees as die wêreld. En ek hou van hierdie tweede gedeelte wat hy sê, maar ja, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So wat sê hy vir ons? Dit gaan in 'n sekere sin ook daaroor dat ons denke moet verander wees, sodat ons nie soos die wêreld dink nie. Ons moet onsself voortdurend vernuwe, omdat ons denke anders is, omdat ons denke gefokus is op Christus. Daarom kan ons priesters wees, wat ons self vir hom uiteindelik opoffer. En ons moet onderskei wees, en ons moet onderskei wat goed en sleg is. Dis ook die werk van die priester. Maar wat vir my hier uitstaan is uiteindelik, ons moet onthou dat ons ook daarvoor moet vra. Dit kom nie van self dat ons denke vernuwe is nie, maar ons moet, en die voorreg is nou vir ons daar, omdat Christus vir ons kom sterf en dit vir ons moontlik maak. Die werk van die priester is in die besonder ook om te bid, om voorbereiding te doen, maar ook vir onsself, dat ons voortdurend in gebed vir die Here moet vra, Here, verander ons denke, verander die manier wat ons dink en wat ons na die wêreld kyk, sodat ons fokus op U gerig sal wees en sodat ons met hemelse oë uiteindelik na die wêreld sal kyk. En dis die belangrike ding hier, maar hy sê verder dat ons heilig moet wees en ook sonder gebrek vir hom in liefde moet wees. So hier staan ook vir my uit sonder gebrek. Ons is sondig, swak, nietig en sondig, en daarom ook omdat dit vir ons moontlik is om te bid en vir mekaar te bid, want dis juist die doel ook, die priesters tree ook vir mekaar in of vir die mense in. Daarom moet ons ook vra dat God ons sondes moet vergewe. So dit begin maar altyd weer, en ons sien in hierdie gedeelte voortdurend word daar vir ons gewys, bly nederig, ons gaan dit nou sien ook. So ons moet ons sondes voor God bely, en uiteindelik weet ons, omdat Jesus vir ons gesterf het, omdat hy die volmaakte offer homself vir ons kom offer het hy met sy bloed ons sonde afgewas, en daardie kleed van heiligheid oor ons skouers gehang, en daarom is dit asof ons as te ware heilig voor God staan. So dit is hoekom hy ook hier kan sê, heilig en sonder gebrek, nie uit ons eie uit nie, maar ons is heilig en sonder gebrek voor hom, voor God drie-enig, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. En wat het hy vir ons gedoen? Die grootste bewys van liefde het hy vir ons kom betoon, deur homself vir ons op te offer. Maar dit is dan ook die volgende ding wat hier in Efesiërs 1 vers 4 gesê word, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde kan wees. So ons moet ook in liefde teenoor God en ons naaste leef, en ons moet daardie liefde uiteindelik uitleef. Dis die voorbeeld wat ons van Jesus gesien het. Hy het homself in liefde vir ons kom offer, en daarom moet ons ook bereid wees om onsself vir hom uiteindelik weer in liefde te offer. En dan sê vers 5 hier van Efesiërs 1 vers 5 verder, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. So dis God se wil dat ons sy kinders moet wees. Hy het ons uitverkies reeds voor die grondlegging van die aarde, en toe hy reeds voor die grondlegging van die aarde besluit het dat Jesus in tyd sou inkom om homself vir ons te kom offer, toe het hy al besluit ons sal sy kinders wees, toe het hy ons al uitverkies, en toe het hy al besluit hy wil ook hê dat ons priesters vir hom moet wees. En hoekom het dit alles gebeur? Vers 6 beskryf dit maar net, is
na die welbehae van sy wil, dis hoe vers 5 eindig, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So dis tot eer van God, so dit is waaroor dit uiteindelik ook hier gaan. Maar deur Efesiërs 1 vers 4 tot 6 vir ons hier te wys, wil ek hê ons moet besef, ons is alreeds uitverkies deur God om priesters te wees wat vir Jesus navolg voor die grondlegging van die aarde. En dan uiteindelik in die Ou Testament sit God alles in plek om uiteindelik dit ook moontlik te maak vir ons om priesters te kan wees. Hy wys vir ons wat is 'n priester, wat moet 'n priester doen. En in Eksodus 19 vers 5 tot 6, en ons moet nou onthou as ek hierdie verse vir ons lees, hier is die ampte nou nog nie ingestel nie, dis voor die 10 gebooie vir die eerste keer kom. Hier het die volk nou uit Egipte uitgevlug, hulle is nou hier by Sinaï waar hulle nou aangekom het, en dan lees ons nog voor ons die wet vir die eerste keer kry, lees ons in Eksodus 19 verse 5 en 6, God praat met Moses, as julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En hier is die belangrike vers 6, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. So God sê, ek gaan nou vir julle die wet gee, en ons weet die wet volg dan van Eksodus af, uiteindelik tot in Deuteronomium, God wat voortdurend wys en wat op die wet uitbrei. En dit gaan uiteindelik daaroor dat God maak ons priesters, hy wys deur die hele Ou Testament, wat is die werk van 'n priester? En in daardie tyd was dit besonder die priesters wat uitverkies is. Maar is dit eintlik die skade wees, dis die voorbeeld, sodat ons kan sien, dis wat ons ook vandag uiteindelik moet doen. Ons moet bereid wees om soos die priesters van oud te offer. En hier in ons teksvers in Romeine 12 gaan dit spesifiek ook daaroor dat hy sê dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. So net soos wat Jesus bereid was om homself te offer, so moet ons in ons diens tot God en alles wat ons doen tot God ook bereid wees om onsself uiteindelik op te offer. Maar dan wil ek verder daarop uitbrei, nie net wys die hele Ou Testament vir ons, wat is die werk van die priester, wat doen die priester uiteindelik nie. Maar hier in Eksodus 19 in vers 5 gaan dit ook daaroor dat julle terdee na my stem sal luister. So doen wat Jesus gedoen het. Hy is die goeie herder. Ons moet nederig wees, ons moet sy skape wees en ons moet sy voorbeeld volg. En as hy bereid was om homself te offer, so ook ons. Maar hy sê ook hier, as julle dit doen, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Hier gaan dit nog in die Ou Testament spesifiek oor Israel, maar ons weet as ons Galasiërs 3 gaan lees, dat ons deur die geloof uiteindelik ook kinders van Abraham is. So wat hier vir Israel geld vir ons in die grootte. En ek wil wys hoe God dit ook hier wys, want hy sê vir ons hier, en as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou. So dis waaroor dit gaan. God het 'n verbond met Abraham kom sluit, en ons is deel van daardie verbond deur die geloof. God is die getroue verbondsgod. Hy het, dit wat hy aan Abraham beloof het hy in die volheid kom volmaak in Jesus Christus. Hy het vir Abraham gesê, ek sal jou naam groot maak, ek sal jou 'n groot nasie maak en ek sal vir jou land gee. Hy het, deur die nageslag van Abraham is Jesus Christus gebore, die naam van al die name, die enigste naam waardeur ons gered kan word. Abraham is die stamvader. Deur Abraham se nageslag is Jesus Christus gebore, so hy het daardie belofte ook kom namaak. En uiteindelik deur dit wat uit Abraham se nageslag gebore word, nie net Ou Testamenties het die volk die beloofde land binne gegaan nie, maar kan ons uiteindelik die ewige beloofde land binne gaan. So God is 'n getroue verbondsgod en hy stel ons in staat om uiteindelik priesters in sy diens te kan wees. Maar dan wil ek hê ons moet ook gaan kyk na wat die Nuwe Testament vir ons sê oor die ampt van priester verder. Ons sien uiteindelik ek wil net nog 2 verse hier uitlig wat die katekismes ook op wys. Die eerste is 'n gedeelte in 1 Petrus 2, ek wil vir ons verse 4 en 5 lees. Hier skryf Petrus, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore
en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Nou hier wil ek ons moet teruggaan ook na dit wat ons sien hier in Romeine 12 toe. As ons van vers 3 af verder lees, dan sien ons eerstens hier in Romeine 12 vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, so ons sien nederigheid, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees, na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. So hy sê ook hier, julle kry geloof, God deel geloof uit genade aan julle uit, daarom moet julle in nederigheid ook, ek wil amper sê hier, reageer op die geloof, leef die geloof uit. En dan sê hy in vers 4, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En vers 6 sê, en ons besit genadegawes wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. En dan gaan hy nou aan en hy beskryf dit in verse 7 en 8. Maar hier tussen verse 4 en 6 in die besonder wil ek vir ons uitlig, wat word vir ons hier beskryf? Hy sê vir ons hier, ons is een liggaam met baie lede. Ons het nie almal dieselfde werking nie, maar soos ons almal een liggaam in Christus is, het al die lede afsonderlik hulle eie werking en hulle eie gawes, maar ons het mekaar nodig. Dis die liggaam van Christus wat hier beskryf word. En wat is die liggaam? Die liggaam is die kerk. So met ander woorde, wat is die volgende ding hier is, die volgende, wil ek amper sê, vereiste vir die priester, is die priester kan nie sonder die kerk nie. Die priester het 'n kerk nodig, dis waar hy die offers moet bring. Dis waar hy homself as 'n lewende dankoffer aan God uiteindelik ook moet toewy. So ons moet besef, elkeen van ons het verskillende gawes, of kom ons sê dit in makliker taal, talente, goeders wat ons kan doen en nie kan doen nie. Maar God sê vir ons het mekaar nodig, en ons moet kerk wees, ons moet saam sy liggaam wees. So die priester weer eens, net soos die profeet, kan nie sonder die kerk funksioneer nie. So dit roep ons en dit dring ons om uiteindelik, wil ek amper sê, te luister na die stem van die Heilige Gees en te sê, wees deel van die liggaam van Christus, kom wees deel van die kerk, want sonder die kerk kan ons nie priesters wees nie. Maar is juist daar by die kerk waar ons eenheid, liggaam kan wees, en waar ek miskien kan sê, ek het tekort in hierdie area, maar iemand anders sê, ek het weer 'n gawe of 'n talent in hierdie area, so ek kan jou help. En so is die een die hand, en die ander een is die arm, en die ander een is die vingers, en die ander een is die skouer, en so word die hele liggaam uiteindelik deur verskillende mense, se verskillende talente, gawes, dit waarna hulle goed is, wil ek amper sê, dit waarmee God hulle geseën het, uiteindelik aan mekaar gesit, en so is ons die eenheid wat saam sterker is. Maar die belangrike ook is, ek moenie dink dat ek beter is as die ander een nie. Ons is almal gelyk, ons het verskillende gawes, maar ons moet nederig en besadig bly, want God het aan ons almal gawes gegee, en ek kan ook nie op my eie nie. Ek het die ander ene ook nodig om my te versterk. En hier's die mooi, as ek weer terugkom na wat Petrus vir ons skryf hier in 1 Petrus 2 verse 4 en 5, dan sien ons dat wie's die hoeksteen van die kerk, dis waarna dit hier verwys word, kom na hom toe, die lewende steen. Dit word vir ons beskryf ook in Openbaring, hy is daai hoeksteen wat deur die mense verwerp is, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En dit geld ook vir ons, as ons vir Jesus navolg, hy is die hoeksteen, die fondament, en as ons op hom bou, dan sal ons ook kerk van Christus kan wees. En dan sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, hier sien ons weer die woord heilig, afgesonder, anders as die wêreld, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So ons moet kerk van Christus wees, maar hy maak ons in staat, hy stel ons in staat om kerk te wees, omdat hy die hoeksteen is, wat uiteindelik vir ons geplant is. En wanneer ons dan daar by mekaar kom, elkeen met sy eie gawe,
dan kan ons mekaar ook opbou. Ons kan nie mekaar opbou in 'n huis van Christus word, sonder dat ons daar is vir mekaar, om mekaar te ondersteun en mekaar op te bou nie. So dis die wonderlike wat ons ook sien. Maar dan verder sien ons ook hier dat hy beskryf om 'n heilige priesterdom en om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En ek wil hê dat ons vir 'n oomblik weer moet terugkeer na ons teksvers en na vers 1 toe. Hier sien ons dit ook in vers 1, dit word vir ons beskryf, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. So ons moet vra, ons het nou in 'n sekere sin die agtergrond gegee, en ons kan selfs na die toekoms toe, wil ek amper sê, ook spring. Ons het nou gekyk, wat staan daar voortyd, wat staan daar in die Ou Testament, ons het nou gedeelte in die Nuwe Testament behandel, en ons kan ook kyk na wat word in die toekoms uiteindelik voorspel, Openbaring, wanneer Johannes skryf in Openbaring 1, van die dinge wat in die toekoms sal gebeur ook, dan beskryf hy ook vir ons, en hy sê, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en dan sê vers 5, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. En hier kom dit nou, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid, amen. En dan word dit weer in Openbaring 5 en in ander gedeeltes beskryf, dat ons sal eendag in die ewige lewe, sal ons konings, priesters en profete uiteindelik vir God wees. Maar die vraag wat ons dan hier vra, as ons nou sien, ons is al reeds voor die grondlegging van die aarde uitverkies om ook profete te wees. Die Ou Testament wys wat is 'n profeet, in die Nuwe Testament word ons weer daarop gewys, en ons sien uiteindelik dat Christus dit vir ons moontlik gemaak het deur sy offer aan die kruis van homself om priesters te kan wees. Hoe moet ons dan nou optree as priesters? En dit is wat ons teksvers dan ook weer vir ons leer, behalwe dat ons nou gesien het, ons moet deel wees van die kerk. Sê vers 1 vir ons, ek vermaan julle by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. So kom ons haal dit uit mekaar het. Ons het reeds gekyk wat dit beteken om heilig te wees. Ons moet bereid wees om anders te wees as die wêreld. Maar ons moet ook ons liggame stel as 'n offer. So met ander woorde, ons moet bereid wees om met ons lewens so te leef dat mense kan sien dat ons kinders van die Here is, juis omdat ons anderster is. So dit beteken baie keer dat ons ook sal moet liggaamlik swaarder kry as gevolg van die feit dat ons priesters is. Nou, hoe kan ek dit beskryf in 'n praktiese sin? So prakties beteken dit, daar kan baie voorbeelde wees. Die eerste ding wat by 'n mens opkom, is ons moet bereid wees om te offer, en ons moet ons offergawes uiteindelik na die troon van die Here toe bring. So dit beteken baie keer, ja, ek moet, Ou Testamenties word in 'n sekere sin geleer, 10% moet ons gee vir die kerk, en ek sê altyd, dit gaan nie net oor 10% van my geld nie, dit gaan oor 10% van my tyd, 10% van my geld, 10% van my krag, 10% van my energie. So deur daardie opoffering van of dit nou my geld letterlik is, of my energie, my krag, my tyd, wat dit ook al mag wees, deur daardie opoffering vat ek iets van myself af. So ek is bereid om myself, my lewe, my liggaam, my energie uiteindelik op te offer. En baie kere wil ek amper sê, dit gaan nie oor die geld waaroor almal die groot bohaai wil ek amper sê wil opskop nie. Dit gaan daaroor dat ons bereid moet wees om te werk vir die Here en te werk vir sy kerk, om fisies op te daag, daar te wees en die werk te doen. En as ons kyk na die priestersamp, dan sien ons nou hier, dit gaan ook daaroor dat ons moet in gebed tot die Here toetree. Ons moet bereid wees om te bid en vir mekaar te bid en mekaar voor te gaan, uiteindelik in gebed, en God maak dit vir ons moontlik. So ons moet ons liggame stel as 'n lewende en aan God welgevallige offer, maar dit laat ons ook dink aan wat Jesus gedoen het. Hy het letterlik sy liggaam vir ons gegee, in die ergste sin daarvan, uit homself laat kruisig vir ons. Sy liggaam is vir ons gebreek, soos wat die brood by die nagmaal uiteindelik gebreek is. Sy bloed
het vir ons gevloei, soos wat die wyn van die nagmaalsbeker uiteindelik ook vloei. En dit beteken ook dat ons moet bereid wees om tot die dood toe vir Christus op te staan, en dit laat my maar net dink, ons leef in vreeslike tye met al die oorloë wat aan die gang is, dink veral nou daar in die Midde-Ooste tussen Israel en Amerika en Iran en met alles wat daar gebeur, maar daar's ook in hierdie groot geveg, wil ek amper sê, tussen lig en duisternis, in die afgelope tyd en in Desember vir al wat verby was daar aanvalle gewees op Christene, spesifiek in Nigerië en in ander lande hier in die middel van Afrika, waar die moslems letterlik die Christene doodgemaak het. En dit is wat ons ook bereid moet wees om te doen. Uiteindelik gaan dit altyd daaroor, die vraag word vir hulle gevra, verloon jou geloof, sê jy is nie 'n Christen nie, dan sal ons jou laat lewe, word deel van ons geloof, aanvaar vir Allah en vir Mohammed of wat ook al, en dan sê die Christene nee, en dan word hulle se muur doodgemaak. En ons moet ook bereid wees om tot die dood toe uiteindelik nie vir Christus te verloon nie, om te sê ek is 'n Christen, maak nie saak wat gebeur nie. En prakties in hierdie wêreld is dit ook wat ons uiteindelik moet uitleef, om uiteindelik te sê dat maak nie saak wat die wêreld vir my gee nie, maar soos Paulus ook skryf, ek skaam my nie oor die evangelie nie, ek skaam my nie om 'n Christen te wees nie, maar ek is bereid om tot die dood toe, ja, selfs as hulle my liggaamlik gaan skade aandoen, gaan doodmaak, om tot die dood toe te bly staan en te sê, ek is 'n Christen, ek is deel van die liggaam van God, en ek is bereid om myself, as dit dan so ver moet gaan, ook letterlik, soos Christus 'n voorbeeld van ons was, liggaamlik te offer. En dan sien ons ook verder, dat dit word vir ons ook gesê, dat ons liggame moet stel as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer, want dit is ons redelike godsdiens. So, dit wat ons doen ook, en ek wil terugkom, ons het nou gesien uit Exodus 19 uit, dit wat ons offer vir God, dit is ook baie belangrik as priesters, dit moet welgevallig wees vir God. So Jesus was die offer wat vir God welgevallig was, hy is die perfekte, volmaakte, vlekkelose offerlam gewees. So moet ons ook bereid wees om onsself te offer, deur uiteindelik 'n lewe van dankbaarheid te leef, want dit is, as ons onsself offer, is dit niks anders nie as dankbaarheid. Dis nie dat ons onsself daardeur kan red nie, Jesus het ons reeds gered, maar nou moet ons ook 'n dankbare offer bring, wat aan God welgevallig is, wat die Here sal aanvaar, wil ek amper sê in 'n sekere sin, en ons weet, uit ons eie uit is dit nie moontlik nie, maar Jesus maak dit vir ons moontlik om 'n offer te bring, wat vir God aanvaarbaar is. En hoe lyk daardie offer? Die onderhouding van die wet, uit dankbaarheid, nie dat ons onsself deur ons offer of deur die onderhouding van die wet wil red nie, maar uit dankbaarheid uit. So dis hoekom hy al reeds vir hulle sê, julle sal priesters wees, voordat die 10 gebooie gee, daar in Exodus 19 vers 6, wat ons gelees het. So ons offer moet ook welgevallig wees. Ons kan nie maar net enige iets doen wat ons wil, en dan sê, maar dit is ons wat 'n offer aan God bring, en nie, ons moet terugkeer na die woord toe, ons moet sê, wat sê die woord vir ons, wat is vir God welgevallig? Ek wil 'n ander woord gee vir welgevallig, ek wil sê, wat is vir God aanvaarbaar? En dit is wat die Bybel vir ons leer, en die kern daarvan is eintlik maar net, dit wat vir ons in die 10 gebooie geleer word, en ons kan verder daarop uitbrei om te sê, leef soos Jesus geleef het. Wees nederig soos wat hy nederig was, wees bereid om in sy voetstappe te volg, om disippels te wees, so sorg dat die offer wat jy bring, ook welgevallig is. Maar dit gaan ook oor die hart, as ons vir 'n oomblik dink, die eerste voorbeeld wat by my opkom, wanneer ons dink aan welgevallige offers, wat deur God aangeneem is of nie aangeneem is nie, is Kain en Abel. Kain se offer was nie aangeneem nie, en Abel se offer was deur God aanvaar, daar heel aan die begin in Genesis. Hoekom? Dit gaan eintlik daaroor, Abel se hart was reg geweest, en Kain het dit gedoen, maar net omdat hy dit moes doen, hy het gevoel ek is verplig om dit te doen. So dit, wil ek amper sê, bring vir ons die volle sirkelbeweging weer terug. In alles wat ons doen, dit help nie ek sê, ek moet deel van die liggaam van Christus wees, ek moet myself opoffer, ek moet bid, al hierdie dinge wat deur God se genade vir my moontlik gemaak is, maar my hart is nie regtig daarin nie. Ek doen dit maar net omdat mense na my kyk, of omdat ek van kleins af so groot gemaak is, en is nou maar gewoonte, maar ek stel nie regtig belang nie. Nee, ek moet werklik ten diepste besef, wat het God vir my gedoen deur Jesus Christus? Dit moet my dring deur die Heilige Gees wat in my hart is tot dankbaarheid. En daaruit uiteindelik moet ek
'n dankbare offer voor God se altaar kom bring. Dis wat die priester uiteindelik doen. My hart moet reg wees. Dan uiteindelik sal God my offer ook aanvaar deur Jesus Christus. En dit is 'n offer wat uiteindelik welgevallig, of kom ons sê dan die makliker woord, aanneembaar, aanvaarbaar uiteindelik by God is. So dit is hoe ons ook moet sorg. Ons moet sorg dat ons hart reg is. En hoe kry ons hart reg? Dis seker die mooi daarvan. Miskien is my gesindheid, my ingesteldheid nie reg nie, maar soos ons gesien het, ons moet ons denke vernuwe. Dis wat vers 2 vir ons sê. Maar is ook deur myself voortdurend te offer, deur my ingesteldheid reg te kry. En al wil ek nie altyd die dinge doen nie, al wil ek nie altyd kerk toe kom om deel te wees van die liggaam nie, al wil ek nie altyd bid nie, al wil ek nie altyd die ander dinge doen wat van 'n priester verwag word nie, moet ek dit uiteindelik doen. En hoe meer ek dit doen, hoe meer natuurlik sal ek dit doen. En hoe meer ek dit doen, hoe meer sal ek besef dat ek doen dit uit dankbaarheid, omdat Christus vir my kom sterf het, omdat ek hom wil navolg, omdat ek 'n disipel wil wees wat in sy voetspore uiteindelik volg. Maar kom ons sluit af. Ek wil verder ook wys op die ander verse. In 'n sekere sin, ek het vir ons gesê die opskrif bo vers 1 wat tot by vers 8 gaan van Romeine 12 sê toewyding aan God en getrouheid in die gebruik van sy gawes. En dan kry ons by vers 9, bo vers 9 in die 53 vertaling, ten minste 33-53 vertaling, kry ons 'n nuwe opskrif wat sê liefde, vurigheid, nederigheid en weldadigheid. En in 'n sekere sin kan ons dit dalk so sien dat ons sal sê die eerste 8 verse beskryf die priester se lewe en sy toewyding en sy diens by die kerk, daar by die huis van die Here wat deur Jesus Christus moontlik gemaak is. Maar van vers 9 af tot aan die einde van hierdie hoofstuk, tot by vers 21, word ook vir ons die priester se lewe weg van die kerk af beskryf, hoe hy moet lyk sodat hy vir Jesus kan navolg, hoe hy moet leef sodat mense uiteindelik kan sien hy is 'n priester van God. En ek wil vir ons net die verse lees. Ek sal hier en daar kommentaar lewer. Ons sien van vers 9 af word dit vir ons beskryf, laat die liefde onverfyns wees. So met ander woorde, dit gaan aan mekaar weer oor liefde. Laat die liefde onverfyns wees, verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. So hier sien ons weer liefde, liefde tot God, liefde tot ons broeders, eerbetoning aan mekaar, bou mekaar as lewende stene op as liggaam van Christus. Vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie. So met ander woorde, wees fliks om te werk, ook as priesters. Wees vurig van gees. Dien die Here, oral waar hy is, nie net by die kerk nie, maar oral, ook in die lewe daar buite. En dan sê vers 12, verbly julle in die hoop. Wat is ons hoop? Ons het hoop, want ons weet, Jesus het vir ons gesterf, hy het vir ons oorwin, en ons is op pad na die ewige lewe toe. Dis ons hoop, en ons leef in daardie hoop. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. So, hier word nie vir ons gesê, dis alles maanskyn en rose nie. Ons gaan swaar kry, dis deel van die Christense lewe, ons moet ons kruis opneem en Jesus volg. Wees geduldig in die verdrukking, want God is met jou, hy sal jou die krag gee om daardeur te kom. Volhard in die gebed. So moenie net, ons het dit nou nie, wil ek amper sê, eksplisiet gesien in die eerste perikoop wat ons gelees het in die eerste 8 verse nie, dat die priester moet bid nie, maar hier word dit vir ons gewys. Volhard in gebed, so aan mekaar moet ons in gebed volhard. Here vergewe ons sondes, Here vergewe ons broers en susters se sondes, ons moet intree vir hulle in gebed, wat die geval ook al is, ons moet vir mekaar bid, volhard in gebed, dit beteken bid sonder ophou, en om te bid sonder ophou, beteken nie dat ons heeltyd op ons knieë is, vandat ons oë oopmaak totdat ons weer gaan slaap nie, maar dit beteken, ons moet voortdurend bid, ons moet aan mekaar bid, elke geleentheid wat daar is. Vers 13 sê, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Met ander woorde, dit beteken ook, bring my gawe na die kerk toe, en hier gaan dit dalk juist daaroor, dat ek die arme moet help deur my finansiële bydra, of deur vir hulle te werk, om vir hulle iets moontlik te maak, of hulle te help deur vir hulle werk te gee. Daardie uitdrukking wat sê, moenie vir iemand 'n vis gee nie, maar leer hom om vis te vang. So maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, ons moet aan mekaar se behoeftes ook voorsien. Streef na gasvryheid, so weer eens, wees vriendelik. Dit laat my maar dink, Abraham het deur sy gasvryheid, dit word vir ons geleer,
het hy engele gehuisves en vir hulle kos gegee. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Dit laat my dink aan die bergpredikasie, dis wat Jesus vir ons leer. So wees nederig, wees die minste, seën die wat julle vervloek, seën en moenie vervloek nie, of seën die wat julle vervolg. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. So ons moet saam met mekaar bly wees, en ons moet ook saam met mekaar hartseer wees. So dit wys ons weer, ons moet broers en susters in die geloof wees, ons moet gemeente wees van die Here, want dit is net as ons deel is van mekaar, as ons deel van een liggaam is, wat ons saam kan bly wees oor die dinge wat ons bly maak, maar wat ons ook saam kan hartseer wees, kan meelewing hê, wanneer daar dinge is wat ons hartseer maak. En dan sê vers 16 verder, wees eensgesind onder mekaar, en dit is baie belangrik, daar is soveel dinge waaroor ons altyd beklei, en waaroor ons met mekaar verskil, en wil dwars wees, en ons kan nie saamwerk nie. So nee, wees eensgesind, Christene moet saamwerk, wees bereid om die minste te wees, om saam met iemand anders te werk, het hoef nie altyd net jou manier te wees nie, maar kyk na die groter prentjie, ons almal wil uiteindelik by dieselfde punt uitkom, ons wil dit dalk net op ander maniere doen, so wees bereid om nederig, besadig, die minste te wees, om uiteindelik aan die ander punt uit te kom, so wees nederig, maar ons moet ook saam uiteindelik nederig wees, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges weer, moenie eiewys wees nie, so dit is alles wat ek nou in 'n sekere sin verduidelik het, en as ons dit alles doen, dan sal ons eensgesind wees, maar dit is weer eens, as ons denke vernuwe is, dit wat vers 2 vir ons gesê het, as ons nie gelykvormig is aan hierdie wêreld nie, maar ons fokus is op Jesus gestel, dan sal ons eensgesind wees, want dan het ons een doel, en dis ook waartoe die priester moet werk, en die priester moet ook verander in eerbetoning wys, dis okay, dis alright wil ek amper sê, ons hoef nie altyd net my manier te doen nie, maar ons kan eensgesind wees, omdat ons dieselfde doel het. Ek is bereid om nederig in die minste te wees, om by jou manier in te val, om uiteindelik die doel te bereik. En dan wees, vers 17 sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Met ander woorde weer eens, moenie jou vyande, moenie wraak wil neem nie, maar bedink wat goed is vir alle mense, en as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En dit is dan die einde van hierdie hoofstuk, maar dit is alles dinge wat vir ons heenwys. Hoe moet ons ook in die lewe daar buite leef, sodat die wêreld kan sien, dat ons ook priesters is, dat ons navolgers van Christus, ons moet vir mekaar sê, die priester se hoofwerk is om te offer. En in hierdie sin, al hierdie dinge wat ons hier van vers 9 af gelees het, dat ons vir mekaar moet lief wees, dat ons eensgesind moet wees, dat ons moet verbly in die hoop, dat ons moet bereid wees om ons vyande te vergewe en vir hulle te bid. Dit beteken alles dat ons iets van ons trots sal moet opoffer, dat ons nederig sal moet wees, dat ons sal moet opoffer om dit te doen. Maar uiteindelik is die groter doel daaraan, dis die mooi en dis die wonderlike, dat die wêreld sal sien, ons is navolgers van Christus, dat die wêreld dan na ons toe sal kom, en van die vrugte sal wil pluk wat ons ook dra. En dis wat dit uiteindelik is om 'n priester te wees. Ek is bereid om op te offer. Nie vir myself nie, maar ter wille van ander. Die priester het ook vir homself opgeoffer, want ek groei self ook daardeur. Die offer was ook Oud-testamenties vir die vergewing van sy eie sondes, maar die offer was ook Oud-testamenties vir die vergewing van die res van die volk se sondes. So daardeur is ek bereid is om myself op te offer, dan uiteindelik werk ek tot eer van God. En ons moet maar net weer vir mekaar sê, ons behoort dit te doen, omdat Christus homself vir ons geoffer het, het ons ook bereid wees om te offer, sodat ons hom daardeur kan eer. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en vir U groot genade, dat ons kan weet dat ons alleenlik die voorreg het en dat dit vir ons moontlik is om nie net na U huis te kan opkom, kerk toe te kan kom nie, maar ook
om soos ons nou ook tot U bid, om elke keer wanneer ons tot U bid, vrylik tot U te kan bid, alleenlik omdat Jesus vir ons dit moontlik gemaak het aan die kruis, omdat hy bereid was om homself vir ons op te offer as die perfekte en die vlekkelose lam van God. Here, ons dankie dat daardie offer van die Here Jesus, soos wat die Hebreërsbrief dit vir ons beskryf, die eenmalige offer was, dat dit genoegsaam was. Dat dit daarom nie meer nodig is dat ons soos in die Ou Testament meer diere hoef te offer nie. Maar Here, gee dat ons nou sal besef dat dit beteken dat alhoewel daar nie meer offers nodig is nie, dat ons nou die voorreg het om onsself uit dankbaarheid ook te kan offer, soos wat ons teksvers ook hier sê, dat ons ook onsself as lewende, ons liggame as lewende en aan God welgevallige offers kan offer. Here, gee dat ons daarom nie dooie Christene sal wees nie, maar dat die wêreld werklik sal sien, ons is lewende offers, omdat Christus homself vir ons kom offer het tot die dood toe, maar uiteindelik nie dood gebly het nie, maar op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het en lewe. Daarom stel hy ons in staat om ook lewende offers vir hom te wees. En Here, gee dat ons elke dag dankbare lewens sal leef, dat ons in alles wat ons doen, onsself ook tot die eer dankbaar voor die troon sal opoffer. Here, ons weet is nie maklik nie. Dit vat juis opoffering van ons, en daar wil ons vra, werk met die Heilige Gees voortdurend in ons harte. Herinner ons van waaraf ons kom, dat U ons reeds voor die grondlegging van die aarde voorbeskik het, om heilig en sonder gebrek voor U te wees as priesters, en uiteindelik dat dit deur ons lewens geld, en dat U ons uiteindelik ook voorbeskik het, en U uiteindelik dit ook so bewerk het, dat ons eendag in die ewige lewe ook konings, priesters en profete vir U sal wees. En Here, gee dat die besef daarvan ons net weer sal dring, om uiteindelik ook liggaam van U te wees, om onsself op te offer tot eer van U naam. Here, U ken ook elkeen van ons persoonlike omstandighede, U weet van elkeen van ons wat siek is, deur moeilike tye gaan, beserings het, hartseer tye beleef. En Here, daarom vra ons ook, bring vir ons genesing, maak vir ons gesond, vertroos vir ons waar ons hartseer is, gee vir ons krag en moed en hoop, om elke dag weer op te staan, om met 'n blymoedige hart vir U te leef en onsself ook in die wêreld daar buite tot eer van U naam op te offer, omdat al die lof en al die eer en al die heerlikheid U toekom tot in alle ewigheid. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.